En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Goed, so ek, wie hierso was al in 'n intersessiebediening? Hierso 3 mense lyk dit my. Intersessie. Intersessie is 'n voorbidding. Voorbiddingsbediening, iemand so bediening, net 3 mense. Goed. Hier nog. Ons wil, ek het nou maar gedink om dit maar as 'n titel te hê, net die skrifte waarna ons gaan kyk vanaand is eintlik selfverduidelikend, maar nou net terwille somme van 'n titel, het ek gedink ons kan sê, wat is Bybelse intersessie, of wat is Bybelse voorbidding? Somme nou so, maar jy kan jou eie titel maak aan die einde daarvan, maak nou nie saak nie, maar ek het somme gedink dat ons daarna sal kyk, so as julle Bybels het, reg het, wil ek graag saam met julle lees 'n paar dinge. Ek wil net eers 'n probleemstelling doen. Daar is, ja, ek dink dis hier hoekom in te slaan. Daar's iets wat my, ek dink die woord moet wees bekommer. Ek dink dis wat dit moet wees. Sukkel nou om te sien wat is die regte woord, maar kom ons hou net vir eers by bekommer. Daar's iets wat my bekommer en ek het nie besef dit is dit nie, maar dit kom al baie lank aan en ek onthou toe ons by die gemeente was in Vredendal, het ek 'n baie bekende persoon eendag genooi om by die gemeente te kom praat oor intersessie en 'n bietjie vir ons te leer en te help oor hoe doen 'n mens intersessie. Nou al wat ek onthou van die naweek, die seminar wat daar aangebied is, kosbare persoon wat daar was, lieflike disipel van Jesus, maar as ek reg kan onthou, was ek dalk 'n bietjie meer de mekaar na die tyd as wat ek was voor die tyd, as ek nou moet eerlik wees. En daar's dinge wat my pla, toe op 'n stadium, dit het niks te doen gehad met intersessie nie, en voorbidding en so aan nie, maar op uit 'n heeltemal 'n ander oord het ek 'n ding ontdek wat hierdie naam het. En dit is, ek gaan dit noem, 'n Christuslose Christendom. Nee, en dis 'n lekker ene daai, en hy verduidelik amper homself, maar mens moet 'n bietjie praat. 'n Christuslose Christendom. So dit was interessant, dit was ontstellend vir my om te ontdek dat daar baie dele in my eie Christelike lewe is, wat in effek Christuslose Christendom is. So as jy my vra, as ek 'n Christen en ek is in die bediening en ek ken hierdie en ek ken daar, en ek was daar, en ek was hier, en ek het soontoe en ek het gedaar, maar as ek moet stil sit en aan niemand rekenskap gee nie, behalwe teenoor die Here, oor dit wat in my hart aangaan, kom ek agter, maar hier is 'n toestand in my lewe, wat veroorsaak 'n klomp negatiewe dinge, en ek het dit nou kon vasvat, en dit was 'n Christuslose toestand, Christuslose Christendom. En hoe dit werk, en ek gaan dit nou vir julle probeer verduidelik in sy mees eenvoudigste vorm, sodat ons nou, as ons na die skrifte gaan kyk, dan kan 'n mens dit nou van die eenvoudige vorm nou dieper vat, soos die skrif ons toelaat. Maar dit kom dan veral uit in onderwerpe soos intersessie. Reg, so wat gebeur, en weer eens, kyk, ek moet julle vertel uit my beleweniswêreld, want dis die beste. Ek moet nie jou vertel van iets wat ek gehoor het of gelees het nie. Ek moet jou vertel van wat ek beleef het my eie self oor die laaste, ek weet nie wat, die 50 jaar. So dan kry jy hierdie volgende toestand. Daar word vir die gelowiges geleer dat Jesus het sy autoriteit vir jou gegee. Ek gaan nou vir julle wys, ons gaan nou kyk na die skrifte, hoor. En hy het die duiwel oorwin, hy het hom oorwin,
En hy het hom uitgeklee en in die openbaar tentoongestel en sodoende oor hom getriomfeer, Kolossense 2. Aan hom behoort al die mag in die hemel en op aarde, Matteus 28, en toe vat hy daardie autoriteit en gee dit vir sy disippels. Goed, so dis waar die lering begin. So die disippels het nou die autoriteit wat Jesus bewerk het. Goed, nou het ons, okay, nou gaan die lering van daar af verder. Nee, partykeer taamlik prominent, en ander kere taamlik subtiel, maar daar's definitiewe beweging in hierdie volgende rigting. En die rigting is, ek het die autoriteit, so ek moet wakker word vir die autoriteit van Christus wat in my is, en besef dat ek kan oor die demone en die bose wêreld en die geeswêreld kan ek autoriteit neem en die oorwinning afdwing wat Jesus vir my bewerkstellig het. Klink dit bekend? Klink dit vir julle bekend? So nou wat ons doen is, as ek in 'n bepaalde krisis kom, nou vertel ek julle weer, dis waar ek vandaan kom. Reg? As ek in 'n bepaalde krisis kom, en daar's nou 'n ding, 'n vreeslike ontstellende ding, dan onmiddellik gaan jy oor in battle mode. Want onthou nou, jy het die autoriteit en nou is it's time to man up, né? So nou gaan jy battle mode en jy bestraf die bose magte left, right en center en jy wag eintlik net dat iets moet beweeg sodat jy jou rollie kan uithaal en blaas hom toe smithereens. En jy neem grondgebied in en jy verklaar oorwinning en jy spreek lewe en jy neem beheer van die saak, want dis aan jou gegee om te doen. Klink dit bekend? Nou, so ek het so groot geword. Dis nie vir my snaaks om sulke goed te sê nie, want dis hoe ek groot geword het. Ek het my tande gesny op dit. Maar toe begin ek doen wat my tydgenote my baie al oor gekritiseer het. Altyd. Hulle sal vir my sê, jy is net otherwise. Maar ek het nie geweet wat is otherwise nie. Maar my ma het ook so gesê, so dan moet waarheid in wees. So jy sê otherwise, jy weet, almal trek so aan en dan trek jy so aan. En dit is waar, hulle jok nie. Dit is waar. En otherwise kan ook baie onvolwasse en kinderagtig en vleeslik wees. Maar daar is 'n plek daarvoor. So, in hierdie, gaan ek dit 'n gawe noem, in hierdie spesiale gawe begin ek vra. Nou dis otherwise. Jy vra nie. Dis die status quo, dis hoe dit is, dis waar dit staan. Kyk, hier staan dit in die Bybel, ons gaan dit nou lees ook. En so dit is dit, uit en gedaan, finish en klaar. Almal beweeg in daai rigting. En so ek beweeg ook saam, ywerig, en dan gaan ek, wait a minute, net 'n oomblik. En nou daai aksie veroorsaak verskriklik irritasie. Nou vra ek my, wag net. Ek hoor, ek gaan nou saam hardloop, ek gaan nou hou so lank my plek, ek kom. Ek wil net eers vra, waar staan dit in die Bybel? Nee? En dis nie 'n aanklag nie, dis nie 'n vraag om iemand nou te, jy weet so nie, dis net, herinner my net weer, waar staan dit, sodat ek net kan sien, ja, okay, nee, dit is, okay, goed, ek het dit, okay, dit is waar, goed, okay, gaan ons weer, so nou kry ek 'n antwoord. Iemand sê, hier staan dit. En ek gaan, dis nie wat daar staan nie. En hulle gaan, jy so net moeilik. Okay, nou dink ek een van twee keuses. Wat is my keuse? My keuse is, okay, jy so sê. Of ek sê, okay, ek hoor jou, miskien is ek weet nie, ek probeer nog uitvind.
Ek wil net 'n antwoord hê, dis al. Ek wil die antwoord hê. Ek wil nie tevrede daarmee wees dat jy 'n antwoord het, ek kan ook 'n antwoord kry. Ek wil duidelik weet, is dit regtig so? Is dit regtig so? Ek bedoel, ek lees 'n tydskrif en dan sê hulle, hier in die 60er jare, dan het hulle chirurg, een of ander verskriklike beroemde chirurg, en dan pose hy in die advertensie met Camel sigarette. En dan sê hy, the doctor's choice. Alright? So, okay, nou lag jy, 40 jaar later. Okay, maar as 'n ou toe gevra het, wait a minute, sou jy dan gesê het, hy is oorbodig? Jy sou, want almal loop in daai rigting. Die hele storie. So nou gaan ek net luister, ek probeer nie moeilik wees nie. Ek weet nie wat dit is nie, maar dit lyk vir my ek is net, maar ek probeer nie, ek beloof jou. Ek wil net 'n antwoord hê. Nou, wat ek my bekommerd maak, is dat in hierdie area kry jy gelowiges, en nou praat ek nie van jare terug nie, ek praat nou van die dag waarin ons nou lewe, en dalk net, is dit een van julle wat hier sit vanaand, maar moenie jou hand opsteek nie, nee, jy kan net sê, so hier's ek wil net hê, jy moet saam met my, net rustig, jy hoef niks te verdedig nie, ek weet nie wie is jy nie, ek probeer nie snaaks wees, probeer nie 'n punt maak nie, ek sê, kom ons gaan kyk net, is dit regtig wat in die skrif staan, want, dis waar ek ontdek, maar in hierdie rigting waarin ek nou loop, het ek Jesus nie nodig nie. Ek gaan nou verduidelik. Hierdie rigting waarin ek was, want ons het Jesus nodig gehad 2000 jaar terug, hy het gedoen wat hy gedoen het, that's it, hy het alles voltooi, alles vir ons gegee, en my hele Christenskap nou is gesentreer op my. Ek het die autoriteit, ek besluit, ek verklaar, ek sê, ek kap af, ek is die ou wat die verskil hier maak. Ek het nie Jesus nodig nie, ek hoef nie te gaan vra nie, as ek vir iemand sê, maar het jy al vir Jesus gevra, dan sê hulle vir my, dis nie nodig om vir Jesus te vra nie. Hy het klaar gesê 2000 jaar terug, op slange en skorpioene sal julle trap en hulle sal julle geen skade doen nie. Ek het nie Jesus nodig nie, ek kan net autoriteit neem in die naam van Jesus. Maar ek is die aktiewe agent hier. Jesus is ergens passief, klaar gewerk, sit op die troon en wag ongeduldig vir die tyd van die wederkoms om af te breek. Nee, of iets in daai lyn. Nou, tussen my snazzy stellingkies en aanmerkingkies wat ek maak, moet jy nou so half onderskei. Wat bedoel ek as ek praat van 'n Christuslose Christenskap? Ek weet niks daarvan wat dit beteken om op Jesus aangewese te wees en van hom afhanklik te wees nie. So, kom ek vertel julle die chink in my armor, as ek het my versies. Die probleem is net, ek het 'n klomp versies wat ek nie wil ophou nie. Daar's 'n klomp skrifgedeeltes wat ek nie aan wil raak nie. Omdat dit hierdie rigting waarin ek beweeg, weerspreek. En ek kan dit nie verklaar nie, so ek ignoreer dit en vee dit onder die bed in. En jy weet, as jy dit ontdek, dan terwille van gewete, is dit 'n ontstellende ontdekking. Is dit regtig wat ek doen? So ek het my versie, en verder druk ek my vingers in my ore, en al die ander goed ignoreer ek het my versie, en ek besef, maar ek kan nie dit doen nie. Richard, is die woord van God die woord van God? Ja, die hele woord of net 'n deel van die woord? Die hele woord, en daar is ek in die moeilikheid. Dit is 'n goeie inleiding. Nee, so lees saam met my, ek wil hê julle moet saam met my lees, Lukas 10 vers 19. Ek gaan nou saam met julle blaai, Lukas 10 vers 19. Ok, ek dink, ek gaan vir hierdie oefening uit die nuwe vertaling lees, sommer nou maar net omdat ek nie gewoond is daar nie. Goed. So, Jesus stuur 72 disippels uit. Nou,
net vir interessantheid, hoeveel disippels het Jesus gehad? 12. 12 apostels. So wie is die 72? Wat weet jy van hulle? Gee my naam. Ons weet niks van hulle af nie. Ons weet niks van hulle af nie. Nee, 72 disippels van Jesus, nie die 12 nie, 72, en hulle kry 'n opdrag en 'n kommissie. En vir hierdie opdrag gee Jesus vir hulle spesifieke instruksies. Nou, ek sê nou maar net wat hy daar doen, jy moet nou sien, is dit so. So kom ons kyk, kom ons begin by vers 17. Die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, dis nou na die sending, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van die naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Dis tydens hulle bediening, waarvan hulle nou terugkom en getuig van die wonderbaarlike goed wat hulle kon sien en beleef. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. Halleluja! Dis wat daar staan dit daar? Nou ja, wat is jou probleem? Daar staan dit dan. Luister, dit is wat daar staan. Dit is wat Jesus sê, en dit wat hy vir hulle gesê het, was die absolute waarheid. Maar dis nie al wat daar staan nie. En ek wil nou vir jou wys. So hier het ons, die slange en skorpioene is eufemisties vir demone. So Jesus sê, julle sal op demone trap, en hulle sal julle op die geweld van die vyand, en so, en ek het julle mag gegee om dit te doen, en niks sal met julle gebeur nie. Nou, hier's my vraag, moenie antwoord nie, dis net 'n vraag om te hang. Was dit 'n bevel? Was dit 'n vergunning? Was dit 'n gee van autoriteit vir disippels vir 'n bepaalde sending, of is dit wat Jesus sê 'n algemene waarheid vir alle disippels wêreldwyd, ongeag die tyd waarin jy is? Nou, moenie antwoord nie, is 'n goeie vraag, jy kan nie sê moenie dit vra nie, is 'n goeie vraag. So ek wil hê, en met dit in ons ore, kom ek gee vir jou 'n paar ander skrifte wat ons nou gaan bylees. Die volgende een is in Lukas 22, vers 31. Nou ons gaan nou net, julle weet mos nou die drills, hoe dit werk. Ek lees nou maar net die skrifte, so een na die ander. Wat het ek gesê, vers 32? Nou, hier praat Jesus met Petrus kort voor die kruisiging. Nou, dis nog steeds die woord van God, net soos Lukas 10, wat ons nou net gelees het, die absolute geïnspireerde woord van God is heilig, waar en reg. Maar ons erken daarmee dat ons verantwoordelikheid het om dit te lees vir die waarde waarvoor dit geskryf is. En nie ons eie goeders daarvan te maak nie. So ons weet dit, ons herinner onsself daaraan altyd as ons met die woord besig is. Nou hier gesels Jesus met Petrus. Nou hoor wat sê hy vir Petrus. Vers 32. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. Wat ek eintlik moes bylees was vers 31. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, sê die nuwe vertaling, hou daarvan. Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Nou, geliefdes, by wie het die Satan aangedring om hulle soos koring te sif? By wie? Ja, jy moet sê by God, maar dit is waarskynlik regheid teenoor Jesus self. Is dit die eerste keer in die Bybel waar jy hoor dat die Satan aandring om iemand soos koring te sif? Gee my 'n ander voorbeeld. Job, ja, ou Job, soos ons aan die Boland gesê het. Job, ja, en daar staan die Satan voor God en hy dring daarop aan om hom soos koring te sif deur vir God te sê, ek weet jou, as jy hom alles van hom wegvat, gaan hy jou vervloek.
Hy soek jou net vir jou seëninge. Is die aanklag wat die Satan teenoor Job inbring. Die Satan dring absoluut aan daarop. Nou, dit is 'n kosbare ding om oor te gesels. Op grond van wat het die Satan voor die lewende God aangedring om die disippels te sif soos koring. Dis 'n wonderlike interessante ding, maar ek gaan dit nou net eers op die agterburner sit. Ek wil net eers met aanbeweeg. Hoor net wat sê Jesus vir Petrus. Jesus sê vir Petrus, ek het vir jou gebid. Wat? Luister mooi, kyk wat daar staan. Hy het gesê, ek het gebid dat jou geloof jou nie sal begewe nie. Watter geloof? Baie belangrike vraag, want nou is my kind siek en hy's ernstig siek en ek slaan panic stations en ek glo nou, Jesus gaan hom genees. Ek het nie gevra nie, ek het nie bespreek nie, ek het besluit. En ek het die krag en die autoriteit en die mag. Ek praat nie met Jesus hieroor nie, inteendeel, ek bring hom nie naby in nie. Wat ek wel doen is, ek lig hom in oor waar sy plek in hierdie situasie is. Jy gaan my seun genees. Ek spreek dit nou. En ek staan op die beloftes. En hy het gesê, ons moet herinner aan die beloftes. Ek verstaan ook nie lekker hoekom het God dit gesê nie, want wat vergeet hy dan? Sien, maak nie saak, dis nie belangrik om my goed te weet nie. Die punt is, ek het die kontrak. Dit staan in klousule. Ek staan op die bylaag daar, en ek staan op my regte voor God, en ek sê, jy gaan, en ek spreek, en so, en ek praat. Ek het nie Jesus nodig nie. Ek is nou Jesus. Maar Jesus sê, wat bid hy? Hoor wat hy sê, hy bid nie dat die Satan sal weggaan nie. Ek sê besig om te huigel nie, kyk, het staan in jou Bybel. Hy bid dat Petrus, dat jou geloof jou nie sal, dis nie die geloof van, hy sal gesond word, hy sal gesond word, ja, maar sê nie, hy doen nie, ek kap het af, ek kan vaar het nie, hy sal gesond word, nee, dis nie geloof nie, weet jy wat's dit? Vrees. Dis nie geloof nie, it is fear masked as faith. Dit is rarig, dit klink net beter in Engels, nee. Ja, so wat is die geloof waarvan Jesus praat? Dis die geloof dat Jesus regtig is wie hy gesê het, hy is, en dat hy in beheer is, al word ek soos koring gesif. En Petrus gaan dit verskriklik nodig kry, want nie lank van hier af nie, sê Jesus vir Petrus, jy gaan 'n gewelddadige dood sterwe. En Jesus sê nie vir Petrus, jy moet dit afkap, kanseleer, lewe spreek, proclaim, autoriteit vat, niks nie. Hy sê net as 'n feit, dis hoe jy doodgaan. Nou what's cutting here? Het Petrus dan nie autoriteit gekry nie? Weet hy dan nie van wat het Jesus aan die kruis gedoen nie? Iets is nie reg hierso nie. Dit voel asof jy wil skree en sê, man, word net wakker. Gaan bietjie na 'n lewendige kerk toe, Petrus. Of wat? Nee, ek bedoel, nou kan julle verstaan, nou worstel en maal dit hier binne in my, hoekom is dit so? Verstaan nie dit nie. Nog 'n gedeelte, lees saam met my. Kom ons doen, ek het nou gepraat daarvan, kom ons doen Johannes 21 vers 18. Ek het nou klaar gepraat daaroor, maar ek wil net hê ons moet dit lees. Ek het dit nou genoem, 21 vers 18. Nou, sê vir my, wie gaan vir Petrus doodmaak? Wie gaan vir Petrus doodmaak? Wie het hom doodgemaak? Die Romeine. Ok, ek sal bly om dit te hoor. Gelukkig was dit nie die duiwel nie. Ja, ek kan baie bly wees, was dit die duiwel nie. Toe ek die duiwel jag en hy hardloop weg, toe glip die Romeine hier agterin. Nee, kom nou. Wie het vir Petrus doodgemaak?
God sê self, dit was die duiwel. God sê so. Gaan nou vir jou wys. Ok, so as dit die duiwel is, hoekom het hy hom nie gekeer nie? Hoekom nie? Ek dog dan hy is almagtig en hy kan alles doen. En waar's die autoriteit nou? Waar's die op slange en skorpioene sal julle trap en julle sal niks oorkom nie? Kom aan, hy sê die enigste een wat gewelddadig dood is nie. Wat van Stefanus? Wat van Paulus? Ek noem nie eers Jesus nie, want dis te maklik. Mense kan sê, ja, maar hy moes doodgaan, want hy was die offer van God. Ok, kom ons praat nie oor Jesus nie. Kom ons praat oor al die ander disippels reg deur die eeue heen. Wat van die 30 ouens nou die dag in Mosambiek wat keel afgesny is? Wat van hulle? So dis 'n belangrike vraag. Nou kom ons by Johannes 21 vers 18. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê om aan te dui deur watter dood hy wie sou verheerlik? Hoe is dit moontlik, geliefdes, om God te verheerlik in 'n dood wat veroorsaak is deur die duiwel? Dis 'n baie belangrike vraag. En dis nie 'n kettervraag nie. Jy hoef nie te skrik nie. Gaan jou geloof in gevaar stel as jy die vraag probeer antwoord nie. Hoor nou, daar's 'n lieflike, kosbare, skriftuurlike antwoord wat uit die hart van Jesus self kom. Wat jy moet hoor. So, kyk net gou, ek wil dit net lees, want ek gaan nou daaraan dink, en kom ons lees dit in vers 20. Toe Petrus omdraai, sien hy die disippels volg vir wie Jesus baie lief was, so, en hy sê, en Petrus vra vir hom, wat van hom? En Jesus sê, niks met jou te doen nie. Kyk daar, wat bedoel jy? Dit het niks met my te doen nie, dit is 'n gewelddadige dood. Wat van die slange en die skorpioene? Niks met jou te doen nie. So wat sê Jesus toe dan nog? Wat sê hy nog? Hy sê dit niks met jou te doen nie, en toe sê hy? Alright. Volg jy my. Volg my. Petrus, ja Here, sal jy my volg? Natuurlik Here, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê dit 3 keer, net voor dit. Goed, Petrus, jy gaan 'n gewelddadige dood sterwe. Gaan jy my nog steeds volg? Jy het geen beheer daaroor nie, Petrus. Selfs al bid jy, gaan dit nie help nie. Jy gaan sterwe. Hoe kan God daarin wees? En daar slaan paniek my hart. En weet jy wat sit in onderliggend aan my paniek? Kom ek vertel julle kaalvuis wat sit. Onderliggend paniek in my hart as ek dit hoor. Weet julle wat is dit behalwe vrees? Maar weet julle wat veroorsaak die vrees? My diepgaande versigtiging om in beheer te bly. En as goeders begin uit beheer uitgaan, en geliefdes begin seer kry en swaar kry en siek raak, dan hardloop ek nie na Jesus toe nie, want dis ongeloof. Ek neem self beheer van hierdie situasie en ek verklaar self 'n uitweg. Dis 'n baie gevaarlike spelletjie waarmee jy besig is. Kom ons lees nog een by. Openbaring 12 vers 11. Nou, hierso word 3 goed genoem oor die oorwinning. Oorwinning, die gelowiges behaal die oorwinning, halleluja, want tot dusver klink dit vir my asof Richard Botha sê, daar is absoluut geen oorwinning vir gelowiges nie. Ek sê, net daar het jy dit heeltemal mis. Maar dit is nie die oorwinning waarin jy dink nie. Dis waarin God dink. So lees dit, kyk dit staan daar. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal. Oor wie? Die draak. Wie is die draak? Die Satan self. Hoe het hulle die oorwinning behaal? Luister mooi, ekskuus nou vir die oorbeklemtoning van die saak, maar dit help net dat jy kan lees wat daar staan. Die oorwinning wat hulle behaal, was nie omdat hulle hom in sy petjie gestuur het nie.
Die oorwinning wat hulle behaal het, was nie omdat hulle beheer geneem het van die situasie nie. Want daar is kere waar dit gebeur. Ek kan vir jou Handelinge wys, waar Paulus op 'n manier optree wat heeltemal beheer neem oor die situasie, waar dit die teenwoordigheid, die gees van Christus was. Maar daar dieselfde Paulus word in die volgende situasie met klippe doodgegooi. Die Here wek hom op. Daar dieselfde Paulus word 5 keer 39 houe met 'n stok geslaan. Weet julle hoe werk geestelike oorlogvoering dan? Nee, kan ek dit onnodiglik demonstreer? Wil julle dit sien? Nee, alright, so, hulle sê, ons gaan nou vir jou wit waks uit jou uitslaan, Pisang, en hulle maak my vas daar in 'n paal, en ek gaan en ek neem nou autoriteit in die naam van Jesus, en ek bestraf die duiwel, en jy het geen seggenskap oor my nie, en hy ou tree terug, en hy slat een koning van nou. Wow! Daar's nog 38 wat kom. En nou, ergens daar binne die eerste 5 houes waar ek begin sê, enige tyd nou sal gaan wees. En Jesus sê, ek gaan jou nie van hierdie ene verlos nie. Jy gaan hier deur. Maar in die vorige mout waarin ek is daar geen ruimte vir Jesus om Jesus te wees nie. Ek is Jesus. Want weet julle hoekom? Ek is net bang Jesus haal een van daai stands uit wat hy uitgehaal het met sy disippels. Net nou sê hy vir my, ek moet deur 'n krisis gaan en hy gaan my nie verlos nie. So los Jesus net waar hy is, kom ek neem beheer daarvan en ek haal die Bybel aan om te sê hy moet doen wat ek vir hom sê hy moet doen. Dis wat dit in essensie op neerkom. Nou is dit regtig die Christendom waarin jy betrokke is. 'n Christuslose Christendom. Is dit regtig so kras as wat ek het verf? So kom ons kyk na vers 11. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, dis oor die, danksy, en dan noem hy 3 goed, danksy die bloed van die lam. Nou luister, weet julle wie's die mense waarvan hier gepraat word? Die mense waarvan hier gepraat word, het in die Kolosseum ingestap. Die leeu's het hulle opgevreet. Hulle is met teer gesmeer en aan die brand gesteek. Hulle is verwrig en gehang en verdrink. Hoe is dit moontlik dat daar oorwinning is? Ek dog die slange en die skorpioene gaan niks aan hulle doen nie. Het Jesus nie so gesê nie. En dis een van die redes vir die skryf van die boek Openbaring is, die al ewige vraag onder die gelowiges, waar is die Here toe hulle my kind vanoggend doodmaak? Waar is die Here? Ek dog ons het oorwinning. En dan is daar mos nou altyd 'n arrogante tannie wat dit suggereer dat dit was omdat ek nie genoeg geloof gehad het nie. Dan dink ek, as ek al ooit die duiwel hoor praat, het ek hom nou net gehoor praat. Wie sê dit vir 'n ouer? Wie doen dit? Nadat die kind dood is, kom sê hulle vir hom, ja, jy het gesondig, jy het nie genoeg geloof. Wie doen dit? Dit is verskriklik. Ons het hom oorwin, die draak oorwin, danksy die bloed van die lam. Wat beteken die bloed van die lam? Hoor hier wat dit beteken. Onthou nou, wie is die mense wat hierdie goed moet hoor? Wat het die bloed van die lam bewerkstellig? Wat? Ek gaan julle 'n wenk gee. 2 goed. Wat? 1. Die bloed van die lam. 1. Wat? Van wat? Van die dood. Eerste ding, verlossing van die mag van die sonde. Jesus het my verlossing gegee. Weet julle wat se kolossale oorwinning oor die Satan is dit? Hy het my uitgehaal, Kolossense 1:13. Die Vader het my uitgehaal uit duisternis en geplaas in die koninkryk van die Seun van sy liefde. Deur die kosbare bloed van Christus, skryf Petrus, is julle losgekoop uit julle ydelle lewenswandel. Ek is losgekoop van die mag van die sonde, en tweedens is ek losgekoop van en die dood is wat? Die dood is die oordeel van God.
Ek is losgekoop van die mag van die sonde en die oordeel en het julle geweet dat dit die autoriteit was waarop die duiwel kan staan om voor God te verskyn om my aan te kla. Want hy weet die eerste karaktereienskap van God is dat hy heilig is. Die tweede een is dat hy alles oordeel wat onrein en onheilig is. En wanneer ek in my rebellie stap, kan die Satan met volle mag voor God sê, slaan hom dood. Want ek verdien dit. Dis nie, die Satan, nie eers die Satan is so arrogant om vir God goed te sê wat hy weet hy nie kan sê nie. Hy kan aandring op my dood, want ek verdien dit. Jesus koop my los van dit. Los van die sonde, los van die oordeel. Wil jy vir my vertel, dis nie oorwinning nie. Dis 'n onsaglike oorwinning. Ek hoef nie meer te rebelleer tegen God nie. Ek kan nou gehoorsaam wees aan hom. Ek kan nou my lewe voor hom neerlê. Ek kan hom nou aanbid. Ek kan deel wees van sy familie en ek het hierdie ewige lewende hoop waarna ek kan uitsien dat ek vir ewig en altoe saam met hom kan wees. Wil jy vir my sê dis nie oorwinning nie? Maar dis nog uiteinde nie. Hy sê nog iets. Hy sê deur die bloed van die lam en die woord, die nuwe vertaling sê die boodskap waarvan hulle getuig, die woord van hulle getuienis. Nou die woord van hulle getuienis het ek sal, daar soos vir my twee dinge wat ek verstaan. Hulle die Satan oorwin deur die woord van hulle getuienis. Luister, die sleutel lê in die woordjie, nie woord nie, getuienis. Nou kan jy sê, ja kyk as so, ek moet net die regte goed praat. Oorwin ek, nee, wow, dis nie wat daar staan nie, luister mooi, daar staan die woord van hulle getuienis. Nou wie is die hulle waarvan Johannes hier skrywe? Dis die gelowiges, spesifiek ook die gelowiges, wat vermoor is vir hulle geloof, en om die troon van God staan, het staan ruim beskrywe in hoofstuk 12 en 13. Begin al van hoofstuk 1 af. Maar dis wie hulle is, so, hoe oorwin jy die Satan deur die woord van jou getuienis? Hier is die vraag, wat is jou getuienis? Wat is dit? Sê? Wat het jy met Jesus gemaak? Nou, iemand van julle wat nou vinnig is met aanhaal, versies aanhaal, kan iemand vir my sê, daar staan iets in Romeine 10, as jy met jou hart, wat glo? Dat Jesus wat glo? Nee, sê mooi die woorde. As jy met jou hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het, hoekom wil jy dit glo? Want dis die bewys dat Jesus is wie hy sê hy is. Die feit dat hy opgestaan het uit die dode, en met jou mond, wat bely? Nee, sê die Bybel, moenie raai nie. As jy met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, en met jou mond hom as wat bely? Here. En dat jy hom as die Here bely. Daar is die getuienis. Die getuienis, die apostel skryf later, niemand kan sê dat Jesus die Here is sonder die Heilige Gees nie. Dis die getuienis. Die getuienis is dat God waaragtig is. Waarvan is God waaragtig? Die feit dat God gesê het, die Seun is wie hy sê hy is. Romeine 1 vers 4, hy is met krag verklaar as die Seun van God deur die opstanding uit die dode. Wie het hom met krag verklaar? Die Gees van heiligheid. Romeine 1 vers 4. Hy is wie God sê. Dis die getuienis, en dis hierdie getuienis, hoor nou hier vriende, want hierdie is so belangrik dat julle het hoor. Weet julle wat het die gelowiges in die sop laat beland? Weet julle wat? Weet jy wat het gemaak dat hulle doodmaak? Dat hulle alles verloor. Hulle kinders kan nie skool toe gaan, hulle het nie huise om in te bly nie, hulle is op die ashope, en in die tronke, en in die arena. Weet jy wat het gemaak dat hulle daar land? Weet jy wat? Hulle getuienis. Wat? Hulle het gesê, daar is net een Here, en daar is net een koning. En die politici het gesê, o so, jy sê die keiser is nie die Here nie. Vyand van die staat. Sny jou water en ligte af.
Dis juis hulle getuienis nou hoe op dese aarde is daar oorwinning vir hulle oor die draak, deur die woord van hulle getuienis, hulle word dan daarvoor doodgemaak. Presies. Lees die laaste een. Hy sê, en hulle onwillig was, en hulle nie onwillig was om vir hom te sterwe nie, die ou vertaling sê, en hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad nie. Weet jy wat is die oorwinning daar? Die oorwinning is daar, is dat die Satan is wie hy is. Dat hy tande en naels, hy kan bloed laat vloei, hy kan mense se lewens ontneem, en hy kan druk op jou sit. Druk, onmenslike druk, wat jy nie kan glo nie. Daarom het jy die Heilige Gees nodig, om vir jou vrymoedigheid te gee, om by jou getuienis te bly. Maar selfs nadat hy al die druk van die hel op jou losgelaat het, en jy moes kies, tussen jou lewe, of jou getuienis, kies hulle getuienis, en verloor hulle lewens, en daarin is die oorwinning. Daarin is die oorwinning, hoe bedoel meneer nou? Hulle is vermoor. Ja, hulle het gewys, finaal gewys, dat die dood en die sonde en die Satan het op hulle geen hou vas nie. Hulle het hulle lewens neergelê. Dis oorwinning. Nou, die horlosie teen die muur sê, ek moet nou klaar maak. So ek gaan 'n klomp van hierdie skrifte parkeer, dat ons volgende keer weer daaroor praat. Maar hier's die ding. Kom ek al 'n skrifgie aan, ek moes hom eintlik gelees het, maar nou is my tab klaar toe, so kom ek sê dit nou maar. Paulus bedien. As daar iemand is, wat weet wat 'n nuwe skepping in God is, dan is dit Paulus. As daar iemand is wat weet wat sy identiteit in Christus is, dan is dit Paulus as jy daai frase wil gebruik. Ver belangriker nog as dit, as daar iemand is wat weet wie Jesus is, dan is dit Paulus. So in Paulus se lewe sien ons iets baie belangrik, en hy beskryf dit in Filippense 4, as hy sê, dat God het my geleer om vergenoegd te wees in die omstandighede waarin ek is. Dis die Paulus wat ook gesê het, en vertel het, en verduidelik het, daar is kere waar hy 'n ou bestraf, wat die evangelie probeer belemmer, en hy's blind. En dan is daar kere waar sy teenstanders, waar hy hulle nie bestraf nie, en sy teenstanders arresteer hom, en doen hom verskriklike liggaamlike skade aan. So hoekom het hy toe nie bestraf nie? Hoekom het hy ou bestraf hier, en daar's nog, en so dan bestraf, en dan is daar ander kere waar hulle hom gryp, en hulle mol hom, en so, en dan bestraf hy nie. Hoekom nie? Hoe weet jy dit? Ja, maar hoe weet jy dis regtig waar van Paulus? Hoe weet jy dit? Hoe weet jy dit? Hy het geweet wie Jesus is, ek weet, maar hoe weet jy hy het geweet wie Jesus is? Vertel my meer, verwys my nou 'n bietjie na leesstof, verwys na die wenk, die Bybel. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, skitterend nog ene. In daardie omtes van daai selfde skrif het hy gesê, ek het alles as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Wanneer ons lewe, lewe ons tot eer van Christus. Wanneer ons sterwe, sterf ons tot eer van Christus. Of ons lewe en of ons sterwe, ons leef tot eer van Christus. Want hiervoor het Christus gesterf en opgestaan, om die Here te wees oor die lewendes en ook die dooies. Dis 'n man wat presies verstaan wie Jesus is. En nog 'n ding, hy doen niks as hy dit nie by Jesus hoor nie. Want sy woord is waar. Maar ek en jy, ons vra nie vir Jesus nie. Ons besluit.
Sien, dis wat ons doen. Ons het Jesus nie nodig nie. Dis waar die Christuslose Christenskap inkom. Ons is volgeraas, baie refs, geen oorwinning nie. Ons kom al 30 jaar met Jesus aan, en weet jy wat is nie 30 jaar oud nie? Ons karakters. Ons is nog net so onvolwasse, nog net so vleeslik, en nog net so kinderagtig soos 30 jaar terug, en dan gaan julle sê, hoekom? Weet julle hoekom? Nee, hoor nou, so jy kan sê, nee, maar praat vir jouself, broer, dis nie my nie, ok, wonderlik, maar kom ek vertel jou hoekom, ons het nog nooit geleer, dat Jesus alles is nie, en dat ons niks doen, voor ons nie vir hom vra nie. En dan net wat hy sê, doen ons, Jesus wat sê, ek doen niks as die Vader dit nie vir my sê nie. Die Gees wat sê, ek doen niks as Jesus dit nie vir my sê nie. Arrive Richard Botha. Shame. Hulle moet vir mekaar wag. Nee, ek besluit self. En jy kom agter, maar iets is dodelik fout hier. Kom aan, manne. Iets is fout hierso. Dit kan mos nie die evangelie wees nie. Paulus vra vir Jesus. Hy sien goeders raak en hy vra vir Jesus. En Jesus sê, nee Paulus. Nee. Sê, Here Jesus. Here. Ja Paulus. Here. Dis 'n engel van die Satan. Here. Wat my met die vuis slaan. Asseblief, Here. Paulus, waar is jou autoriteit nou, broer? Dis nou die oomblik. Trap sy chunk af. Nee, Here. En Jesus sê, nee, ek gaan hom nie wegvat nie. Is dit die Jesus wat jy dien? Wat absolute seggenskap oor jou lewe het? Het jy 'n Christus gevulde Christenskap, of lei jy in 'n arrogante, selfgesentreerde, trotsgevulde, Christuslose Christenskap? Gekamoufleer as geestelikheid. Kom aan, hoe moet ek het harder of feller of skeller sê? Maar iets van het ontstel my hart, diep gaande. Want kan ek vir jare en jare in hierdie goed voortbly, en my nog steeds bol dat ek 'n Christen is? Dat ek 'n disipel van Jesus is? Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ek is 'n disipel van Richard. Ek loop agter Richard aan. Wat Richard wil hê, proklei my net. En hy het 'n versie om hom, kom aan. Dan kom maar 'n plek in my lewe waar ek verstaan dat Jesus is wie hy sê hy is. Hy's die Here, selfs al sterf ek. En nou kom ek in 'n krisis. En in my krisis is daar die gewone vrese van beheer verlies wat by my opstaan. Miskien die verlies van 'n geliefde. En ek besef, dis die oomblik. Dis die oomblik waarvoor Jesus gebid het, toe hy vir Petrus gebid het. Petrus, ek bid dat jou geloof jou nie sal begewe nie. Richard, ek is die hoëpriester, ek is die intercessor. Ek bid dat jou geloof jou nie sal begewe in hierdie krisis nie. Luister nou, Richard, en dit kan gebeur. Daar's kere waar ek beleef het, waar Jesus jy weet, intree in die geliefde genees en die geliefde help. En dan sal kere waar in die krisis vir die lewe van 'n geliefde kom, ek gebruik dit as 'n voorbeeld, want dit is so emosioneel. En Jesus sê, ek gaan hom nie red nie. Ek gaan hom nie genees nie. En ek sê, ek verstaan, Here. Dit gaan my in 'n krisis dompel, maar ek hoef u dit nie te vertel nie. Hier kom die mense al af van die tuin van Eden. Jy ken die drama van die lewe. Here, U is in beheer. U is die Here. U is die koning. U is my hoop. Selfs al gaan ek deur donker skaduwees in 'n vallei van doodskaduwee. Ek sal nie onheil vrees nie, selfs al sterf ek, Here. Want as ek my asem uitblaas, is U daar. En U omhels my, en ek sal vir ewig en altoos by U wees om die dood nooit weer te smaak nie. Nooit weer hoef lense in te sit in my oë, sodat ek kan sien nie, halleluja. Nooit weer te sê, hoe sê nie.
'n liggaam te hê wat nie gekrok is nie, wat nie doodgaan en verouder nie, maar wat nuwe lewe, ja Here, U is my geneesheer, al sterf ek aan 'n siekte. Kom ek iets vir jou vertel, daar is oorwinning. Dis wat oorwinning is. Here Jesus, help my dat ek nie vrees verskans as geloof, want al wat dit doen, is dit maak myself aangewese. En ek wil nie wees nie, want in my woon daar niks goed nie, ek wil op U aangewese wees. Asseblief Here Jesus, leer my, wat wil jy moet ek doen? Wat gaan U doen? As Jesus vir my sê, kom sê, dis my vrou wat siek is, en ek gaan na Jesus toe daarmee, ek sê, Here Jesus, hier is my geliefde, hier is my vrou, hier is my maatjie, en sy is nou siek, en Jesus sê, ek gaan haar genees, my maat, jy sal nie iemand met 'n groter bassein kry as ek nie. Ek sê vir jou, Jesus gaan haar genees, en ek bedoel dit, ek probeer nie geestelik wees nie, ek probeer nie quasi profeteer, ek probeer nie lewe spreek nie, weet julle wat doen ek? Ek sê wat Jesus sê, is al wat ek doen, en dis waar my autoriteit vandaan kom, deur te stap in dit wat Jesus vir my sê, niks anders nie, maar as Jesus vir my sê, Richard, hierdie is die einde van die pad vir haar, is die einde, dan sê ek, Here, wat 'n drama, maar U is 'n beheer, U is 'n beheer, dis oorwinning. Weet julle wat bid 'n intercessor? 'n Intercessor bid wat God sê. Maar jy kan nie bid wat God sê nie, my liewe suster, as jy nie weet wat God sê nie. Vra hom, moenie vir hom besluit nie. Ok, ek sla, maar julle kan ons nou hoor, ek is opgecharge oor hierdie onderwerp. Kan jy dit hoor? Ek is opgecharge oor, want wanneer ek my geliefde disipel sien, en ek sien, hier gaan hulle oor die vlak, hulle gaan oor die vlak, dan raak ek diep bekommerd in my hart, dat hulle beoefen wat hulle dink Christenskap is, en dit is nie. Dit het niks met Christus te doen nie. Nee. Gebruik jy Jesus of aanbid jy Jesus? So ek wil maar net vir julle sê, kan ek met vrymoedigheid na God toe gaan? Natuurlijk. Natuurlijk. Maar hy het die laaste sê. En of ek daarvan hou of nie, dit is die lewe. Ek hou my by wat hy sê. Paulus, ek vat nie die doring in die vlees hier weg nie. Want het is eintlik goed vir jou dat jy swak is. Maar dan gaan jy nie sommer arrogant raak nie. Jesus se eie woorde. So ek wil vir julle vra, moenie Jesus mis nie asseblief. Ons het almal goed waarvoor ons bid nou, almal van ons. En as ons nie nou het nie, het ons waarskynlik volgende week. Maar is deel van ons lewe. Maar ek wil vir jou sê, jou krisis wat presenteer, is 'n geleentheid vir jou om Jesus te leer ken. Moenie Jesus probeer speel nie. Leer hom ken en vertrou hom. Hy weet wat hy doen. Kom ons bid so. Here Jesus. Kyk, dit sal hom nou 'n vrugtelose oefening wees. As die goed wat ek hier sê nie is wat U sê nie. Sal hom 'n disaster wees in die vermorsing van 'n uitstekende uur. Maar ons wil hoor wat U sê. Here Jesus, ek wil deur niks van Jesus af weggetrek word. Nie eers deur goed wat geestelik vertoon nie, veral nie deur goed wat geestelik vertoon nie. Daarom bid ek, Here Jesus, U wat die middelaar is tussen God en die mens, die hoëpriester. Ek bid, Here Jesus, dat U, soos wat U vir Petrus gebid het, ook vir ons hier in die De Wetsaal en die mense op die kamera sal instaan, ook vir ons, Here, dat ons geloof, maak nie saak wat ons beleef nie sal wankel. En U sal vasbly en geanker bly in U, al sterf ons. Of ons lewe of ons sterwe. Ons lewe om U te verheerlik.
Dankie vir hierdie oorwinning. Dat selfs in die dood het die Satan aan ons niks nie. Hoe lieflik is dit? Dankie, Here Jesus, breek U vir ons hierdie woord oop in Jesus se naam. Amen. Elke knie sal buig.